Hallo, ek is Nana dat op groep 9 gelede en ek wil julle vertel van my projek wat 'n sektiewe projek is wat gaan oor menseregte vir mense gebore in die buitenruim. So vir my projek het ek mense rondom die wêreld gevra in 'n huge international survey met 633 mense van 39 lande af en ek het vir hulle gevra wat hulle dink oor die saak. Daarna het ek 2 rondes van expert interviews gedoen om vir professionele te vra wat hulle dink in hulle field of expertise. En by hulle baie valuable informasie gekry wat ek nie by normale mense sal kry nie. Daarna het ek bietjie deur die huidige menseregte gegaan om te kyk of daar nie al klaar enigiets is wat mense toelaat om net te kom aarde toe van 'n buitense land af nie. Daar was nie. Dit beteken net my hipotese was verkeerd bewys. Hierdie is my lab. So hier is die table of contents 'n voorbeeld van dit is. En dan hierdie is die resultate van my survey wat ek gedoen het. So dis baie mooi uiteengelê dat mens duidelik kan sien wat gebeur het daarso. En dan hierso is die vraag wat ek die ding self. En as enigiemand sukkel met om vraelyste op te stel, is ek altyd welkom om jou te kom help. En dan hierso wat ek vir die experts gevra het, my expert interviews byvoorbeeld. En dan maniere wat ek gebruik het om die experts te interview is hierdie, wat mens vra vir die expert, hoe voel jy op hierdie saak? As hierdie kant is hoe ons huidiglik is en hierdie is die nuwe solution, waar op die brug staan jy? Wat baie unieke manier is om dit te vra. En dan saam met dit, nog 'n interessante manier wat ek het om te vra, is hierdie tekstuurbord, wat jy vra, oor hierdie saak, hoe dink jy voel mense oor hierdie saak, of hoe dink jy, of hoe voel jy oor dit? So dan het die human rights lawyer byvoorbeeld gesê, hy kies die klip vir hoe mense voel oor dit, want hy's grof en weird, en baie mense voel anders, want klippe kan anders wees, en dit kan gebruik word as 'n weapon, want mense is bang vir dit. So ja, dis hoe ek my experts geïnterview het, wat 'n baie unieke manier is.